Geliefdes, ons is by ons laaste aflewering in ons Pinksterreeks met die hooftema om die pad met God te stap, of soos die Bybel dit uitdruk, om te wandel met God. En dan is ons laaste ondertema, die 6de gedeelte, eintlik 'n vraag. Wat is die beste ding om te doen? En ek wil hê jy met Deuteronomium 10 vers 10 tot 22 gaan deurlees. Ek haal vir ons vers 12 en 13 aan as ons teksvers. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel, en om lief te hê en die Here jou God te dien, met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here, en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat dit met jou goed kan gaan. Liefdes, om die pad met God te stap, gee aan die lewe sin. Die teksvers noem die wortel en die vrug daarvan. Die wortel is die eerbied en die liefde vir God. Geen mens sal hom volg as hy nie eerbied en liefde vir God het nie. Dis die wortel, die begin van die pad saam met God. Die vrug daarvan is dat dit met jou goed sal gaan. Jy sal nie altyd sonskyn in jou lewe hê nie, jy sal ook onweer ervaar, maar in sulke tye versterk God jou om jou las blymoedig te dra, want hy is by jou. Hy sê in Jesaja 43:2, as jy deur die water gaan, ek is by jou. Die kerklei in die tyd van Jesus was grootliks op uiterlike vertoon ingestel. Openbare gebede, brandoffers, slagoffers, tempelbesoeke, hulle was baie godsdienstig, maar hulle was nie godvrugtig nie. Daarom het Jesus soms op seertone getrap. Hulle het geweet wat om te doen, maar hulle het dit nie nagelaat nie. Is u en ek nie ook daar wat ons weet wat om te doen, maar ons doen dit nie? Luister net wat sê een van hulle aan Jesus in Markus 12 vers 33. En om hom lief te hê uit die hele hart en uit die hele verstand en uit die hele siel en uit die hele krag is meer as al die brandoffers en al die slagoffers. U sien, hulle, maar ook ons, weet baie duidelik wat om te doen, maar ons laat dit na. Die godsdiensthuigelaars, hulle wat godsdienstig is, maar nie godvrugtig nie, kon al die uiterlike dinge naboots, kerk toe gaan, offers bring, feeste vier. Maar een ding kon hulle nie naboots nie, en dis om die vrug van die Gees te dra. Hulle kon die wortels naboots, eerbied en liefde vir God, maar hulle kon nie die vrug dra. Daarom was hulle godsdienst 'n gruwel in die oë van God. Hulle wou nie die pad met hom saamstap nie. Hulle het voorgegee. Met ander woorde, hulle was skynheilig. As jy nie bereid is om die pad met God te stap nie, mors jy jou tyd om kerk toe te kom, om Bybel te lees en om te bid. God roep gelowiges om die vrug te dra, maar hoekom? Om hom te verheerlik. Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra. Ons kan wonderlike dinge in die lewe vermag. Die grootste en die heerlikste is en bly die verheerliking van God. Laat alles wat asem met die Here loof. Halleluja. Om die pad met God te stap is 'n heilige plig. Wie tot bekering kom en die pad met God stap, staan uit. Mense is van nature nuuskierig en wil weet, wat het in daai persoon se lewe gebeur? Daarom word God verheerlik as 'n mens so praat. Hoe is God nie deur Paulus se bekering in Damaskus verheerlik nie? Om die pad met hom te stap, is om hom te verheerlik. Dis ons primêre doel hier op aarde. Maar dis ongelukkig nie ons natuur om die pad met God te stap nie. Die gedagte stoot ons eerder so 'n bietjie af. Net die Heilige Gees oorreed ons om hierdie pad met God te stap. Hy verander ons gedagtes, ons lewensgang om God se wil te volg. As ons die pad met God stap, aanvaar ons dat hy 'n regverdige God is en dat hy ons lewens bepaal. As dit my lot is om op die stoffelike gebied dalk swaar te kry, berus ek daarby, want hy het 'n doel daarmee. En as ek ryk was, sou ek hom miskien nie met my lewe gesoek het nie. En dan was ek dalk, soos daardie ryk man van Lukas 16, ongered. Liewer geestelik sterk en stoffelik arm as andersom. Aardse stryd bring dikwels geestelike rykdom mee. Die gelowiges daar in Thessalonika het dit ook beleef. As ek en jy die pad met God stap, dan behaag ons hom. Ons doen graag dinge
om mense wat ons lief het te behaag, en dis lekker. Ons kan ook God behaag. En dit behoort ons lewensdoel te wees. God het nederige mense lief, maar die hoogmoediges haat hy. Hoogmoed, my liewe vriend in Jesus Christus, is 'n lelike ding. Geestelike hoogmoed is nog leliker. Let op, die hoogmoed by sommige kerklei daar in die tyd van Christus. Hy vertel die gelykenis daaroor, die van die fariseer en die tollenaar, hulle heiligheid en hulle opgeblaase gemaak en grootkop laat kry het. Wat sê die fariseer in werklikheid vir die tollenaar? As hy sê, hy wil eintlik in gewone taal van sê, man, staan net tog so 'n bietjie weg van my af, want ek is 'n bietjie meer heilig as jy. En die tollenaar sê, o God, wees my arme sondaar genadig. Om die pad met God te stap, moet ons onsself kruisig, want Jesus is die volmaakte voorbeeld hiervan. Wanneer Sagaria die koms van die Messias voorspel, skets hy hom as 'n nederige koning. Ek wil vanaand vir elkeen van u vra, ook vir u wat dalk mag luister, waarvoor leef jy? Om stoffelike dinge te versamel? Dan wil ek u vra, wat kan jy na jou dood daarmee maak? Niks. Die hoofdoel van die meeste mense se lewens is om geld bymekaar te maak. Dis al waaroor hulle kan dink en kan praat. Ander wil weer so hoog as moontlik teen die gewildheidsleer uitklim, en dit vat baie tyd en moeite. Dis ydelheid en op die ou einde alles te vergeefs. Waarom spandeer die mens soveel tyd en moeite aan dinge wat geen ewigheidswaarde het? Is dit nie beter om die pad met God te stap nie? Soos wat hy in die Bybel sê, maak vir jou dinge, skatte bymekaar waar mot en roes nie verniel nie. Al hierdie ander dinge, se waarde hou se muur by die dood op. Maar nie die wat die pad saam met God stap nie. Dan begin die waarde eers. Jy kan met jou lewe niks beter doen as om die pad met God te stap nie. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, aan die einde van ons Pinksterreeks wil ons u loof en prys. Ons wil u verheerlik. Want Here, dis ons hoofdoel op aarde, dat u vir ons opnuut met soveel wysheid en insig kom leer het in die afgelope week, kan ons u net loof en prys. Maar Vader, werk deur die Gees in elkeen van ons harte, waar ons ook Pinksterfees gaan vier, dat die Gees ook oor ons sal neerdal, en dat ons sal gaan leef en gaan soek na u wil, dat ons hierdie Pinksterreeks sal deel maak van ons lewens, en dit sal gaan uitleef tot u eer, en tot u verheerliking. Dit pleit ons in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen.